Goeiemôre broers en susters en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons is. Ons afkondigings van die kerkraad se kant af. Kollekte onder die diens is vir ons diakonale kas en by die deure is vir die Bolandse bedieningsfonds. Ons het vanmiddag Bybelstudie in Jakobsbaai om 16:30 en dan kondig ons die volgende attestate af met vertrek Johan Blau na NG Kerk Sint Helena Baai. En dan Tannie Hetty Brew ontvang van Gereformeerde Kerk Waterberg. Dis ook hierso by ons in die gemeente verwelkom. Die res van die afkondiging sal dan na die diens volg. In 1 Korintiërs hoofstuk 14 leer die apostel Paulus ons dat wanneer ons as gelowiges by mekaar kom, wanneer ons so vergader soos wat ons vandag doen, dan is daar iets uniek daaraan. Soos die volk in die verlede vergader het, is dit nie sommer net 'n bymekaarkoms van 'n klomp mense nie, maar besonder mense wat bymekaar kom en met God ontmoet. Soos hy in 1 Korintiërs 14 ons leer, dan sal die wat dit sien ook sê, waarlik, God is hier teenwoordig. Waarom fokus ons vanmôre in die prediking en ook tydens ons hele erediens met hierdie gedagte en in besonder op hierdie gedagte dat ons vanmôre vir God hier ontmoet. En daarom bely ons in die woorde van Psalm 95 ons afhanklikheid. Kom laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig ter ere van ons rots, van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lof, met lofsange om toejuig, want die Here is 'n groote God. Ja, 'n groot koning bo al die gode, en wie se hand die diepste plekke van die aarde is, die toppe van die berge is syne, en die see behoort dat hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het. Kom, ons val in eer betoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons skepper, hy is ons God, en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes en die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en in Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Ons prediking vanmôre is uit Psalm 104. Ons het ook die voorreg om hierdie lofpsalm nou saam te sing. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 104 vers 1, 2 en 3. 'n loflied, waak op my siel en loof die Heer, my God. U is uitnemend seer, verhewe in die majesteit. U is bekleed met heerlikheid. Ons staan, dan sing ons saam Psalm 104 vers 1, 2 en 3. Daarna kan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig,
ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Maar Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader. En hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. In sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan sit en dan deel van ons belydenis vanmôre lees ek vir ons artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Ons belydenis oor die enige God. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. En dan bely ons oor hierdie God aangaande hom. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Terwyl ons so bly sit, deel van ons belydenis, sing ons nou Psalm 97, ons sing saam vers 1 en vers 7, die vers 1 wat ook 'n belydenis is, God heers as die hoogste Heer en die aarde moet hom eer. En dan vers 7, hierdie hoë God, hierdie heilige koning, ons bely ook van hom, hy het 'n vriendelike aangesig, vers 7. En sy vriendelike aangesig straal vrolikheid en lig. Dit straal vrolikheid en lig deur duisternis en smarte vir alle opregte harte. Daarom sing 'n lied daarby, verheug u in die Heer. Terwyl ons so bly sit as deel van ons belydenis, Psalm 97 vers 1 en vers 7.
hierdie hoë en heilige God van wie ons ook nou gesing het. Ons lees ook nou van sy verskyning, hy wat ook vanmôre hier teenwoordig is. Ons lees ook nou van sy verskyning en van sy wet. Eksodus 19 lees ons vanaf vers 16. Die dag toe Israel by Sinai aangekom het, die Here op die berg verskyn het. Ons lees nou dit tesaam. Met dagbreek die derde dag was daar donderslae, weerligte en 'n donker wolk op die berg. Maar was ook die sterk, helder klank van 'n ramshoring, die hele volk in die kamp het gebewe. Toe het Moses hulle uit die kamp laat uitgaan om voor God te gaan verskyn. En hulle by die voet van die berg gaan staan. Die hele Sinai berg het begin rook, toe die Here in vuur daarin afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Die hele berg het ook geweldig geskit en die geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en God het hom in die donderslae geantwoord. Toe die Here na die top van Sinai berg toe afgekom het, het hy vir Moses na die top van die berg toe geroep. Moses het daarin opgeklim en die Here het vir hom gesê, gaan af, waarsku die volk dat hulle nie deurbreek na my, die Here toe nie, om na my te kyk nie, want dan sal baie van hulle sterf. Selfs die priesters wat gewoonlik in my teenwoordigheid kom, moet op 'n afstand bly, of anders sal ek hulle laat sterf. Moses het die Here geantwoord, die volk kan nie Sinai berg bestyg nie, want u self het ons gewaarsku om 'n grens rondom die berg vas te stel, daarvan af weg te bly. Toe het die Here vir hom gesê, ga nou af, en kom dan saam met Aaron terug, die priesters en die volk mag nie deurbreek en opklim na my, die Here toe nie, dan sal ek hulle laat sterf. Moses is toe af na die volk toe, om alles vir hulle te sê. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam Psalm 113, dat die Marleen kan tannie om vir ons in Psalm 24 se melodie speel. Ons sal die ander melodie oefen met tyd. Ek lees vir ons die woorde van vers 2. Die Heer wat in die hemel woon, wat bo die wêreldvolke troon, is hoog met heerlikheid omgewe. Ja, wie is hoog soos ons Heer? En aan hierdie belydenis nogtans sien hy genadig neer op wie voor hom in kleinheid lewe. Terwyl ons so bly sit, Psalm 113 vers 2, vers 3.
Liefdes, kom ons roep hierdie groote God van ons aan en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, Here, in nederigheid en in kleinheid kom ons vanmôre voor U. Wie is ons mense? Boonop nog sondaar mense. Wie is ons om te dink dat ons voor die heilige, die almagtige, die ewige, regverdige God kan verskyn? Wie is ons dat ons dink dat die Here wat die hemel en die sterre en die planete en alles in hierdie wêreld gemaak het, dat U ons in genade moet aansien? En tog, Here, tog kom ons met vrymoedigheid voor U vanmôre. Vrymoedigheid nie omdat ons in onsself waardig of goed genoeg is om na U toe te kom nie, maar omdat Christus die baan vir ons reeds die weg vir ons reeds gebaan het, dat hy die pad vir ons oopgemaak het, en dat ons met vrymoedigheid voor die troon, nie van oordeel nie, maar die troon van genade kan kom. Dankie, ewige en genadige God, dat U ons vandag ontmoet. Dankie Here vir hierdie voorreg, dat U nie net met ons wil praat nie, maar dat ons ook met U kan praat, dat ons U lof mag besing, dat U groot en heerlik is, dat U almagtig en ewig is, dat ons mag bely met hart en mond, dat U ons God is, en dat ons U volk is, U kinders, U skape, deur U hand versorg. Here, en bring weer 'n diepe besef by ons, dat ons in alles van U afhanklik is. Daarom pleit ons vanmôre, Here, gee ons 'n rustige tyd van oordenking vanmôre. Gee ons 'n geseënde ontmoeting met U, dat ons waarlik die besef sal hê dat U vanmôre met ons ontmoet, dat U hier teenwoordig is. Maak ons harte vrolik om te weet dat die ewige God met ons wil ontmoet. Gee ons krag in hierdie ontmoeting. Ja, ruim ook alles uit die weg, sodat ons aan U kan dink, die woord kan hoor, en maak ons harte oop vir wat U vanmôre vir ons wil sê. Gewe ook so al ons sondes, ja, was weg die skuld en die smet van ons hande, en help ons om so tot eer van die naam te lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, voordat ons uit die woord van die Here lees van Psalm 104, kom ons staan, dan sing ons eers saam. Sing saam vers 8, 9, 12, 17 en 18, so enkele dele, besonder die woorde van vers 12. God se vaste tydmaat is die maan, die son weet as hy skuil moet gaan. Dan word dit nag op Gods besluit. Die roofdier trek op rooftog uit. Die gedagte dat die Here die dag en die nag, die lig en die duister, dat hy dit bestuur. En dan ook so die woorde van vers 17. Alles wat leef in water en op land, verwag hulle spys uit U hand. Ontsluit U dit, word hul verkoop. Hou U dit toe, word hul verskrik. Alles wat leef in water en op land, is afhanklik van die Here. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 104, vers 8, 9, 12, 17 en 18. Daarna kan ons gaan sit en ons gaan saam lees. Oh
Ons lees saam uit die woord van die Here uit Psalm 104. Ek lees vir ons uit die 1933-53 vertaling. Psalm 104. Loof die Here, o my siel. Here my God, U is baie groot, met majesteit en heerlikheid is U bekleed, dat U self omhul met die lig soos met 'n kleed, by die hemel uitspan soos 'n tentdoek, wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel, wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars. Hy het die aarde gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie. U het dit met die wêreldvloed, soos met 'n kleed oordek, die waters het bo oor die berge gestaan. Vir die dreiging het hulle gevlug, vir die stem van die donder het hulle weggeskrik. Berge het opgereis, laagtes het weggesak, na die plek wat U vir hulle gemaak het. 'n Grens het U gestel, waar hulle nie oor mag gaan nie. Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. Hy wil die fonteine uitstuur in die holtes, tussen die berge loop hulle deur. Hulle laat al die diere van die veld drink, die wilde esels les hulle dors. By hulle woon die voëls van die hemel, tussen die takke uit, laat hulle die stem hoor. Hy laat die berge drink uit die boonste kamers, die aarde word versadig uit die vrug van U werke. Hy laat gras uitspruit vir die diere en die plante tot diens van die mens, om broodkoring uit die aarde te laat voortkom, en dat wyn die mens se hart kan bly maak, om die aangesig te laat blink van olie, en dat brood die mens se hart kan versterk. Die bome van die Here word versadig, die seders van die Libanon wat hy geplant het, waar die voëls hulle neste maak, die ooievaar wie se huis die sipresse is. Die hoë berge is vir die steenbokke, en die rotse is 'n skuilplek vir die dasse. Hy het die maan gemaak vir die vaste tye, die son ken sy tyd om onder te gaan. U beskik die duisternis en dit word nag, waarin al die diere van die bos uitkruip. Die jong leeu's brul om roof en begeer hulle voedsel van God. As die son opgaan, dan trek hulle terug en gaan lê in hulle skuilplekke. Die mens gaan uit na sy werk en sy arbeid tot die aand toe. Hoe talryk is U werke, o Here. U het hulle almal met wysheid gemaak, die aarde is vol van die skepsele. Daar is die see, groot en alkante toe wyd. Daar is 'n gewemel sonder getal, klein diere saam met grootes. Daar gaan die skepe en die leviathan wat U geformeer het om daarin te speel. Hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee op die regte tyd. U gee dit aan hulle tel dit op. U maak U hand oop, hulle word versadig met die goeie. U verberg U aangesig, hulle word verskrik. U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hulle stof. U stuur U gees uit, hulle word geskape, en U maak die gelaat van die aarde nuut. Laat die heerlikheid van die Here vir ewig wees, laat die Here bly wees oor sy werke. Hy wat die aarde aankyk en dit bewe, hy raak die berge aan en hulle rook. Ek wil sing tot eer van die Here, solank as wat ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van my God, solank as ek daar is. Mag my oordenking om welgevallig wees. Ek sal bly wees in die Here. Mag die sondaars omkom van die aarde en die goddelose mense nie meer wees nie. Loof die Here, o my siel. Halleluja. Geliefdes in ons Here Jesus, ons lees gereeld in die Bybel hoe mense 'n verskyning van die Here beleef, hoe God aan mense op 'n plek en 'n tyd verskyn het, en die geweldige indruk wat dit op hulle gemaak het. Ek dink in die bekende verhaal van Moses by die brandende bos, dat die Here se verskyning so geweldig is, dat selfs die grond waarop Moses gestaan het, heilig was. Of dink aan die gedeelte wat ons vanmôre gelees het, dat die Here aan die volk by Sinaï verskyn het, hoe bang die volk was, dat die hele volk in hulle tente gebewe het. As hierdie verskynings van die Here ons iets leer, is dit dat ons 'n groot en ontzagwekkende God aanbid. Ons God is ver bo ons begrip, ver bo enigiets wat ons kan dink. Hy's groter en heiliger. En daarom maak dit volkome sin dat wanneer hy so aan mense in die Bybel verskyn, dat hulle elke slag oorweldig word deur daardie verskyning.
Moses moet sy gesig bedek, want hy is bang hy gaan doodgaan. Johannes en Esegiel val voor die Here met hulle aangesig na die vloer toe, dan bly hulle daar lê soos 'n klomp dooies. Het maak sin dan, dat Jesaja, wanneer hy die Here sien, uitroep, is klaar met my. Geliefdes, ons aanbid 'n groot en 'n ontzagwekkende God. En dit is die hooftema van Psalm 104. 'n loflied wat sing oor hierdie onbeskryflike groot God, wat sing oor sy heerlikheid en oor sy mag. En tog doen hy dit op 'n manier wat vir ons baie vreemd is. Dinge wat ons nie altyd verstaan en woorde wat ons nie altyd mooi weet wat dit beteken nie. Maar voordat ons nou na die Psalm kyk, ons kyk eers na die agtergrond, na die konteks, die kultuur van die man wat hierdie Psalm geskryf het. Die digter van Psalm 104 was in Israel. Daarom skryf hy vanuit 'n nabye oosterse kultuur, 'n ou nabye oosterse kultuur. Hy het dinge in 'n baie ander lig gesien as wat ons dit vandag sien. En dan kyk ons môre net na 3 dele daarvan. Eerstens, hoe die digter sy wêreld gesien het en hoe die wêreld eintlik ontstaan het. Wat dit beteken vir hom om deel te wees van hierdie wêreld. Want as ons vandag vir iemand vra hoe die wêreld ontstaan, dan sal 'n wetenskaplike dalk een teorie gee en 'n gelowige sy siening gee. Maar die punt is, wanneer ons hierdie vraag vra, dan vra ons eintlik, waar kom alles vandaan? Hierdie dinge wat ons kan sien, wat ons kan tas, wat ons kan meet, die atome, die selle, al hierdie meetbare kragte en dinge wat die wêreld beheer, hoe het dit ontstaan? Waar kom dit vandaan? Maar as jy die digter van Psalm 104 sou vra, hoe het hierdie wêreld ontstaan, dan sou hy nie gedink het aan al die dinge wat reeds bestaan nie. Die vraag wat jy dan eintlik vir hom sou gevra het, is wie het al hierdie dinge in die wêreld geskei? Wie het orde gebring? Wie het vir alles 'n doel gegee? Om dit te verstaan kan ons na Genesis 1 kyk. En beide ons en die digter sal saamstem met vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Maar dan sê vers 2 dat die aarde eintlik reeds daar was, nog voordat God geskaap het. Ons sukkel om dit te verstaan. Hoe kan daar materie wees as God nog nie die materie gemaak het nie? Maar vir mense soos hierdie digter wat in die ou nabye ooste geleef het dit nie saak gemaak of 'n ding daar is of nie daar is nie. Wat iets waarlik bestaan gegee het, wat iets waarlik iets gemaak het, is of dit 'n orde het dit 'n struktuur en het dit 'n doel. Kyk wat sê vers 2. Die aarde was daar, maar die aarde was woes, dit was leeg, dit was donker, en dit was eintlik net 'n onstuimige wêreldvloed. Dit was hulle manier om te sê, daar was niks. En die Here kyk toe na hierdie woeste, leë, donker wêreldvloed. Hy kyk na hierdie niksheid, en hy skei dit. Hy maak lig en donker, hy skei dit van mekaar. Hy skep dag en nag en tyd. Hy maak orde in hierdie woeste, onstuimige waters. Hy maak dag en nag, droë land en see, en hy vul die see, hy vul die leegheid. Met ander woorde, in die begin het God die hemel en aarde geskape, en hy het dit gedoen deur orde te bring. Hy het dit gedoen deur skeiding te maak, hy het dit gedoen deur alles 'n doel en 'n rol te gee. Tweedens is dit belangrik om dan ook die kaart van die wêreld van die mense daai tyd in gedagte te hou. Vandag weet ons dat die wêreld rond is en dat die aarde draai rondom die son, dat daar ander planete is, sterre, gasse. Maar daarteenoor het die mense van die ou nabye ooste gedink dat die aarde 'n vaste struktuur is. Die wêreld is omring met water, water bo die aarde, water onder die aarde. Hulle het gedink dat daar skeiding is wat God gebring het, deur 'n klipgewelf te maak, 'n klipboog wat die Here gemaak het om die water bo die aarde uit te hou. En hy het ook alles op fondamente gevestig. Die klipboog staan op 'n fondament, die aarde staan op 'n fondament. So lyk sy wêreldkaart baie anders as ons wêreldkaart. En dan in die derde plek, ons moet verstaan dat hierdie ander volke rondom Israel ander verhale gehad het oor hoe die wêreld ontstaan het.
Hulle het gesê, die Here alleen het alles gemaak. Hy het dit deur sy woord gemaak. Maar die afgodsdienaars het alles verklaar met hulle afgode en met stories van gode wat oorlog voer. So was dit byvoorbeeld die son 'n god en die maan was 'n god. En son en maan beklei teen mekaar en soms wen die son en dan is dit dag. En soms wen die maan, dan is dit nag. Veral belangrik was die verhaal tussen droogtyd en watertyd, reentye en droogtye, met ander woorde die somer en die winter. Aan die een kant was daar die seemonster, Leviathan, van wie ons ook gelees het. Hy bring elke jaar die dood, hy bring droogte, hy bring somertyd. En daarom moet Baal uitry op sy wolkwa, hy moet gaan veg teen die Leviathan, die seemonster, die afgod. En dan moet hy weer lewe bring, hy moet reën bring, wintertyd. Geliefdes, nou dat ons, al is dit net so bietjie 'n idee het van hoe hulle die wêreld gesien het. Kom ons kyk nou hoe die digter die Here beskryf en loof in die Psalm. Hy begin in vers 1 met die belydenis: Here my God, U is baie groot. En hiermee sê hy niks oor die Here se fisiese grootheid nie, maar alles oor sy krag, sy eer en sy gesag. Wie is die belangrikste persoon in daardie tyd gewees? Wie is die grootste persoon in daardie tyd? Die koning. Daarom beskryf hy God as die wêreldkoning, die koning van die heelal. Elke koning het belangrike klere drag, hy bly in 'n paleis, hy het 'n mooi groot strydwa en hy het 'n klomp dienaars. En so het die koning van die heelal ook hierdie dinge. Die klere wat die Here aan het is majesteit en heerlikheid. Hy draai lig soos 'n kleed om homself. Lig was die bron van alle lewe vir hulle. Lig dra ook hierdie idee van glorie. As jy uitstap op 'n helder dag in die son en dit voel asof die son jou so steek, of as jy opkyk en jy kan nie eers sien nie. Maar dis hierdie heerlikheid van die Here wat hy self dra. Hy het ook 'n paleis, en sy paleis is nie 'n mensgemaakte paleis op aarde nie, maar is in die hemel daarbo, bo die water, bo die gewelf. Hy besit 'n strydwa, nie van perde en wiele nie, maar hy ry op die wolke en hy loop op die wind. En sy dienaars is die wind en die weerlig en die vuur. In moderne taal sou ons dieselfde oor die Here kon sê en dalk 'n paar ander woorde gebruik. Die Here is koning, dit is waar. Hy het al die rykdom, die krag, die wysheid. Ja, hy is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Hy is ewig, onbegryplik. Met daardie woorde bely ons presies dieselfde as wat die digter in die Psalm skryf. Die volgende deel van die Psalm loof vir die Here op die wonderlike manier waarop die Here alles gemaak het. Nou nie net dat die Here dit gemaak het nie, maar dat hy dit goed gemaak het. Dink weer terug aan Genesis 1. Aanvanklik was daar net 'n woeste watervloed. Die wêreld was heeltemal onder water en die berge het nie eens bestaan nie. Maar God het dit geskei, het orde gebring. Damme, riviere, die see, die droë grond het sigbaar geword, die berge het hulle koppe uitgesteek. En dan sê hy in vers 5 en 9 dat daar vastigheid is. Hy sê die pilare van die aarde, dit wat die wêreld ophou, dit wat die water bo die aarde en water onder die aarde skei, dit staan stewig, gefestig, kan nie wankel nie. Die Here het 'n vaste grens gestel, die water moet luister na die Here se stem. Vers 10 tot 13 gaan selfs nog verder. Die watervloed in die begin, daardie niksheid wat in Genesis 1 vers 2 beskryf word, dit het eintlik net die dood voorgestel. Daar's geen water in 'n woeste, onstuimige see, daar's geen lewe in 'n woeste, onstuimige see nie. Maar die Here gebruik nou hierdie water, en hy maak fonteine, hy maak riviere, die diere van die veld kan drink, die bome kan groei, die voëls kan neste maak. En die Here maak nie net daardie onstuimige see rustig nie, hy gebruik ook daardie onstuimige water tot lewe. En weer eens kan ons dieselfde bely in moderne taal. Die Here het die aarde op 'n wonderlike wyse gemaak. En dink daaraan, ons aarde is in presies die regte plek in die sterrestelsel sodat lewe moontlik is. 'n Bietjie soontoe of 'n bietjie hierdie kant toe, en dit was nie dieselfde nie. As die aarde se gravitasie of die spoed van lig net 'n bietjie anders was, dan sou die prosesse wat lewe moontlik maak glad nie hier gewees het nie. Dit sou glad nie gewerk het nie. As die son
As die aarde nie rondom die son gewentel het nie, sou daar nie jare gewees het nie, seisoene gewees het nie. As die aarde nie om homself gewentel het nie, sou daar nie dag en nag gewees het nie. Die Here het alles presies gemaak. Maar meer as dit, hy gee vastigheid. Die aarde sal nie sommer uit sy baan skiet nie. Die son sal ons nie sommer net verteer en uitbrand nie. Ons hoef oor niks bekommerd te wees nie. Ons beheer nie die wêreldprosesse nie. Die Here doen. Hy gee vastigheid en sekerheid. Ons hoop en ons troos dat daar 'n môre gaan wees, hang nie van ons af nie, maar van die Here af. Hy sal dit bring, want hy bepaal dit so. Die middelste deel van die Psalm fokus dan op God, en nie net as skepper nie, maar as onderhouer. Hy het nie net alles gemaak en toe gaan sit hy agteroor nie, hy werk tot vandag toe. Hy's besig, steeds besig om vir sy skepping te sorg. Die afgode, sê die psalmdigter, is nie hulle wat die wêreldsiklusse beheer met hulle oorloë nie. En die Here het vir die son gesê wanneer om op te kom en vir die maan gesê wanneer om op te kom. Hy bepaal dag en nag. Die grootste bome, die voëls, alles het hy self geplant. Hy het hulle daar gesit, hy het die klippe gevorm sodat die diere van die veld daar kan bly. En ons as mense, hy voorsien ook vir ons, maar deur vir die diere in die veld te sorg, kry ons kos. Maar meer as dit, nie net brood om te eet nie, maar ook wyn om te drink in vrolike tye. Olie vir ons velle, sodat ons salf kan hê. Hy gee nie net om oor ons liggame en ons gesondheid nie, maar ook oor ons algemene welstand. En hoe troosvol om te dink dat die Here nie net alles gemaak het nie, maar dat hy nou nog vir my en vir jou sorg. Die Here se betrokkenheid in hierdie wêreld behoort ons gerus te stel. Die digter praat van 'n leeu wat brul in die aand. As jy 'n Hebreër is wat in die ou nabye ooste bly en 'n leeu brul in die aand, sou jy taamlik bang geword het. Nou draai die digter dit om. Hy sê daardie gebrul van die leeu is eintlik net die roofdiere wat roep tot God om vir hulle kos te gee. Die pragtige woorde van vers 27, almal, alles wag op U, o Here, dat U hulle voedsel kan gee op die regte tyd. Broers en susters, ons het die voorreg om te lewe in hierdie wonderlike wêreld wat die Here gemaak het. Ons kan kyk na die blomme wat begin groei, na die seisoene wat draai, na die see wat raas. Ons kan saam met die digter sê, Here, hoe talryk is U werke. U het alles met wysheid gemaak. Die geliefdes, in die woorde van ons Here Jesus, hy sê vir ons, gaan kyk na die voëls van die hemel. Let op na die veldlelies in die veld. As God so sorg vir die diere en die plante, hoeveel te meer sal hy dan nie ook vir ons sorg? Vers 25 tot 30 kry ons die digter se laaste gedagtes dan. Hy leer ons om vreesloos te lewe. En dink vir 'n oomblik aan die onstuimige see. Dink vir 'n oomblik as jy in 'n bootjie op die onstuimige see is met 'n stormwolk wat aangerol kom. 'n Vreesaanjaende gedagte. En nou gebruik die digter dit en hy draai dit om. Hy sê hierdie Here wat alles gemaak het, hierdie groote God wat alles nog steeds onderhou, hy wat die onstuimige see onder beheer gebring het, wat dit geskei het, wat vrede gebring het. Hy wat selfs daardie groot en bekende afgod, die Leviathan, hy het die see vir hom gemaak soos 'n goudvisie om daarin te speel. Ons het niks om te vrees nie. Selfs nie ons grootste vyand, die dood nie. Want die Here beskik oor lewe en oor dood. Jy hoor hoe mooi bely ons hierdie waarheid in Sondag 10. Ons glo in God se voorsienigheid. Daarmee sê ons dat ons glo dat God in sy almagtigheid, sy oralteenwoordigheid met al sy krag alles gemaak het. Maar dat hy dit ook onderhou. Dat lower en gras, met ander woorde blare en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles. Ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toe kom. Geliefdes, in die lig van hierdie groote God wat ons in Psalm 104 leer ken. Wat is die boodskap wat ons nou huis toe vat? 3 laaste gedagtes. Die Psalm
is die woorde van 'n man wat diep gaan nadink het. Wat uitgegaan het in die wêreld en oortuig is oor die grootheid van die Here wat hy aanbid. Daarom gee hy vir sy eie siel 2 keer die opdrag: loof die Here, o my siel. Loof die Here. Maar dan praat hy nie net met sy eie siel nie, hy eindig ook met die woord Halleluja. Jy, ek, ons loof die Here. Met ander woorde, die enigste regte reaksie hierdie grootte God is bewondering en lofprysing. Die woorde van Psalm 104 se beruiming: ek wil terwyl ek lig geniet, God se grootheid sing in psalm en lied. Liefdes, maak 'n punt daarvan in hierdie week. Vat een tydjie in jou woeste skedule om die Here te loof. Bewonder die skepping en dink oor die Skepper wat alles gemaak het en dit nou nog onderhou. En loof die Here. Tweedens, as hierdie grootte God wat alles gemaak het en dit nou nog steeds onderhou, kan ons fokus om ons deel te doen. Ons kan lewe tot eer van sy naam. Ons hoef nie te kommer oor waar ons kos en ons klere vandaan sal kom nie. Ons hemelse Vader weet tog dat ons hierdie dinge nodig het. Daarom kan ons net voortgaan en leef tot eer van sy naam. Soos Petrus sê, vertrou jou toe aan jou getroue Skepper en hou aan om goed te doen. En boonop kan ons ook weet dat hierdie groote God wat alles doen, wat alles beheer, wat ons seën, dat hy ook die slegte dinge in hierdie lewe, die boosheid van die duiwel, die sonde van die mense, die seer wat saam met alles kom, dat hy dit ten goeie sal laat gebruik. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat vir hom lief het. Derdens en ten slotte, ons aanbid 'n groot en 'n ontzagwekkende God. Die wonderlikste is nie net dat hy skepper en onderhouer van alle dinge is nie, maar dat hy homself met ons bemoei. Psalm 8 sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. En tog gee die Here vir ons 'n baie belangrike plek in sy skepping. Meer as dit, selfs al het ons droewig in sonde geval, selfs al het ons al God se gebooie oortree en verdien ons glad nie sy seën en sy genade nie, of verdien ons ewige God verlatenheid. Nogtans het hierdie almagtige en ewige God na ons toe gekom. Die koning van die heelal, die lig en die lewe vir die mense, die woord deur wie God alles gemaak het, hy wat ewig God is. Hy kom na ons toe. Hy gee dit op om gebore te word as 'n mens en saam met skepsele in 'n krib te gaan lê. Hy deur wie alles geskape is, kom gee sy lewe vir ons. Mag hierdie ons lofprysing net nog meer maak. Mag ons met volle vertroue bely dat in Christus sal God ook alles tot ons beswil gebruik. In die woorde van Romeine 8, as hierdie almagtige God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy dan nie al hierdie ander dinge saam met hom uit genade aan ons gee nie? Amen. Kom ons bid saam. Ons groote en almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, wat van ewigheid tot ewigheid af koning en heerser is, U wat alles gemaak het en dit nog steeds in stand hou. U wat vir ons die Seun gestuur het, sy lewe kom gee het. U wat vir ons sorg na liggaam en siel. Ons dankie, ons loof U, en uit vrymoedigheid vra ons U dan ook om ons te seën. Seën ons met die kennis en die nederigheid om U te erken as ons Here en ons Skepper elke dag.
Maak ons oë oop om te sien hoe U vir ons sorg, elke oomblik van ons lewe. Mag ons soos Johannes die Doper bely, ons is nie eers werd om die veters aan die skoene vas te maak nie. En nogtans gee U om oor ons. En daarom bid ons ook met vrymoedigheid, dat U sal wees met die in ons gemeente wat siek is, swaar kry, dat U die almagtige God ook in die genade sal omsien na hulle. Ons weet U is besorg oor ons welstand, oor ons vreugdes, oor ons hartseer, oor alles in ons lewe. Help ons ook om dit voor U voete neer te lê. Gee ons vrede en troos dat U alles onderhou. Maak ons bly om te weet dat ons die ware en ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid. Mag U ook 'n welgevalle in ons oordenking hê. In Christus Jesus, ons Here en ons Koning se naam, dat ons al hierdie dinge. Amen. Liefdes, Psalm 24 sê die wêreld en alles wat daarop is, wat die Here gemaak het, behoort aan Hom. Daarom het ons ook nou die geleentheid om aan die Here te gee wat aan Hom behoort. Kom ons gee nou geleentheid vir die opname van ons kollekte. Daarna sing ons ten slotte die laaste 3 verse van Psalm 104 saam. Kom ons staan, dan sing ons ten slotte saam Psalm 104, vers 19, 20 en 21. Die woorde van vers 20, ek wil terwyl ek lig geniet, God se grootheid sing in psalm en lied. En dan ook die laaste woorde van Psalm 21. My siel wat uitsing tot Gods eer, sing onvermoeid. Met ander woorde, sing sonder terughou, sonder terugkeer, sing onvermoeid. Loof die Heer. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 104, 19, 20 en 21. Daarna die seën van die Here. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan hierdie week uit in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.